Goeiedag en welkom by vandag se podcast. Dit is my absolute voorreg om vandag saam met Erika 'n bietjie te gesels. Ons gemeente is op reis met 'n 40-dae reeks en in hierdie derde kwartaal fokus ons spesifiek op die tema herstel. Ons werk deur hierdie boekie wat beskikbaar is by die kerkkantoor. Indien jy dit nog nie gekry het nie, asseblief kom maak kontak en kry vir jou hierdie boekie. In hierdie reeks van 5 boek fokus ons op spesifiek 6 karakters wie se lewe deur God nie net verander is nie, maar herstel is. So ons hoop regtig dat wanneer jy hierdie podcast kyk, dat jy 'n bietjie meer leer oor die karakters en dat jy ook iewers in hierdie proses by 'n vlak van herstel kom. Ons hoop julle geniet vandag. Soos ek gesê het, Erika, ons is nou in ons tweede week van die 40-dae reeks en ek en jy het die voorreg om vandag bietjie te gesels oor ons karakter Hanna. Nou ons weet Hanna is 'n vrou, ons leer van haar storie in 1 Samuel 1 vers 9 tot 20 en ook 1 Samuel 2 vers 1 tot 10. Sy staan bekend as Elkana se vrou, een van sy vrouens en ook as die ma van Samuel. Vertel ons bietjie meer van Hanna. Ek dink waar ons Hanna ontmoet, is dit op 'n plek waar sy absoluut gebroken is, waar sy stikkend is en so kwesbaar is voor die Here, want sy is kinderloos. En ons moet onthou dat in die tyd van die Bybel kinderloosheid regtig so gekoppel was aan jou waarde as mens. En vir haar, dink ek, het dit 'n stuk van haar identiteit geword. Penina, wat Elkana se ander vrou was, het dit eintlik half permanent in haar gesig gevryf en vir gesê, weet jy wat, jy kan nie vir jou man gee wat ek vir hom kan gee nie. En as ek dit na vandag toe moet bring, en ek dink net in die kultuur waar ons vandag leef, hoeveel vrouens sukkel met daai selfde ding om te sê, ek is nie waardig genoeg nie, ek is nie goed genoeg nie. En ek dink dit maak Hanna 'n baie relevante verhaal vir ons. Ja, Erika, ek dink die hartseer is nie dat dit so gaan oor die persoon wat nie kan kinders kry nie, maar dit wat die samelewing sê oor daardie persoon. Nee, as ons kyk, baie keer word vrouens se identiteit gekoppel aan kan hulle kind in die wêreld bring of nie. En ongelukkig in die Bybelse tyd, soos jy reg sê, skande eer, bevind Hanna haarself in 'n groot plek van skande. En as ons in vers 6 en 7 lees, ek gaan dit gou vir ons lees, sien ons sy word gereeld daaraan herinner. Dan het die ander vrou haar baie gespot en verneder, omdat die Here haar kinderloos laat bly het. Sy het dit vir jaar na jaar aangegaan. Elke keer as Hanna in die huis van die Here gaan offer het Penina haar gespot, sodat sy gehuil het en sy wou nie eet nie. So ons hoor dat hierdie vir Hanna geleefde realiteit is, selfs dat wanneer sy in die teenwoordigheid van die Here is in die tempel, dan nou word sy nog steeds herinner aan dit waar sy tekort skiet. Erika, ons sien dat haar verhaal nie hier stop by magteloosheid nie. Vertel ons bietjie meer, wat gebeur dan met die res van Hanna? Ek dink dis die ding, Hanna besef dat sy kinderloos is, maar nie magteloos nie, want haar mag lê nie in haar eie hande nie. Haar mag lê in die God wat sy aanbid. Haar mag lê in die feit dat daar iemand is wat deur hierdie skande sien, iemand is wat deur haar tekort eintlik, haar gebrek sien, en kan sien wie sy regtig is. En daar lê haar krag, in daai vertroue, en dis waar sy dit gaan soek, in hierdie absolute kwesbaarheid en eerlikheid voor God, waar sy haar krag gaan soek. En ek dink dis waar die herstel van hierdie verhouding eintlik plaasvind, van hierdie verhaal plaasvind, is nie noodwendig in die feit dat daar 'n uitkoms is dat sy wel 'n seun kry nie, maar ons lees dat sy vrede gevind het, nadat sy haar hart by die Here kon uitstort, nadat sy gevoel het, sy word raak gesien, sy voel waardig. Ja, Erika, ek dink jy sê dit nou reg as ons praat van die uitkoms, né? Want baie keer lees mense die verhaal van Hanna en hulle dink die herstel vind plaas in die uitkoms van 'n gebed. En so baie is dit ons mindset vandag ook, dat wanneer ons deur moeilike goed gaan, dan bid ons daaroor en ons sê eers ons is herstel van die probleem as die uitkoms daar is. Ja. Maar ons weet dat die herstel lê nie in die uitkoms nie, maar eintlik in die feit dat ons na die Here toe kan gaan in ons gebrokenheid. En ons sien in ons teks dat die herstel nie gekom het toe Samuel gebore is nie, maar dat die herstel gekom het toe sy na die Here toe kon gaan en gaan bid het. Toe sy nie meer hartseer nie en toe kon sy weer eet. Wil jy nie vir ons bietjie meer vertel rondom hierdie konsep van gebed en die verwagting van gebed en hoe herstel in hierdie proses dan nou plaasvind?
Ja, ek dink ons leef in 'n tyd wat ons so gewoond geraak het aan 'n verbruikerskultuur, nê, dat ons God eintlik ook so wil gebruik, asof ons vir God wil Daai sê, is so waar, ja. dis 'n vending masjien en ek gaan na God toe met my gebed en dis my geldjie wat ek ingooi en dan soek ek asseblief my koeldrank, verstaan? En dis glad nie hoe gebed werk nie en dis ook nie wat God wou hê nie. Gebed is hierdie absolute rustige tyd wat jy saam met die Here spandeer, of dit nou rustig is en of dit in absolute emosionele gebrokenheid is. Dis regtig net die tyd wat jy saam met God spandeer en om in kwesbaarheid en eerlikheid by God te wees. En dit is hoe die herstel plaasvind. En dan om te weet dat God sê, maar hy sal alles ten goeie laat meewerk en hy sal uitkoms bring, of dit dan nou op die manier is wat jy begeer of dan nou nie. Ja, Erika, ek dink is so, jy sê dit so goed rondom ons idee van die verbruikerskultuur en die verwagting dat as ek iets doen, moet ek eintlik iets terugkry. Maar die Bybel kom leer vir ons 'n ander realiteit. Dit is nie hoe 'n verhouding met die Here werk nie. Ek is Absoluut. nie net in 'n verhouding met hom sodat ek iets kan terugkry nie. Absoluut. Ek is in 'n verhouding met hom omdat hy my eerste lief gehad het. En ek dink wanneer dit nou spesifiek by Hanna kom, sien ons haar identiteit word herstel nog voordat haar gebed eintlik die uitkoms van haar gebed aangespreek Ja. word. Erika, vertel ons bietjie meer in die sin van wat doen ons as 'n gebed dan nou nie verhoor word nie? Is dit nog steeds moontlik om herstel te ervaar? Want in Hanna se geval was dit as ons moet stop na die eerste hoofstuk in 1 Samuel. Ons weet die kind kom, maar dan gebeur daar nog 'n amazing ding. Maar voordat hierdie kind kom, wat gebeur as mense in hierdie wagtyd is? Ek dink wat mooi is van Hanna is sy kry vrede. En vrede is iets wat ek dink veral in ons leeftyd wat ons osself nou bevind, ons onderskat. Om vrede te kan hê met wat ook al die uitkoms is. So om in die wagtydperk te kan vertrou en te sê maak nie saak wat die uitkoms is nie, laat U wil geskied en daarin vind ek my herstel, daarin vind ek my vrede, in die weetheid dat daar 'n God is wat my waardig ag. Ja, wat die pad saam met ons Ja, stap. absoluut. En ek dink veral rondom hierdie onderwerp, want ons besef ook dat hierdie podcast en hierdie tema spesifiek op die Sondag is 'n baie sensitiewe een. Want ons weet dis klomp mense in die gemeente en die gemeenskap wat sukkel met kinderloosheid. En ek dink wat ons kan leer as gemeenskap, ons mekaar kan dra, is nie om mekaar se identiteit te bepaal deur of iemand kan kinders in die wêreld bring of nie. Want Ja. daai stigma veroorsaak baie keer dat mense voel jy's nou seker minderwaardig omdat ek nie dit kan doen nie, of die Here is kwaad vir my, of ek is nie 'n goeie ouer nie. En dit is glad nie die geval nie. Ons besef ons lewe in 'n gebroke wêreld waar dinge verkeerd gaan, maar soos ons reg lees in Romeine 8 vers 28, weet ons die Here laat dinge ten goed saamwerk aan die einde. So ons leef met 'n hoop, met 'n verwagting. Erika, ons sien die wonderwerk gebeur. 'n Vrou wat kinderloos is, kry 'n kind. Vertel ons van daai moment hoe dit gebeur het. Jy ken nou Hanna se verhaal goed. 'n Vrou wat met alles in haar lewe 'n kind wou gehad het. Nou kry sy die kind en daar gee sy die kind weg. Hoe werk dit? Dit is eintlik ongelooflik om te dink hoe jy iets vir jou hele lewe lank begeer en hoe sy dan Samuel uiteindelik kry, wat beteken die Here het gehoor, nê? Nee? Samuel, die Here het geluister. En dan gee sy hierdie kind vir die Here terug. En sê gebruik dit, gebruik my kind wat U gegee het om ook uitkomste te bring en herstel te bring vir die volk. En hier word Samuel dan nou ook die begin van die herstel van Israel, want net soos wat Hanna eintlik kinderloos was Israel vir 'n tydperk leierskaploos. En ons sien hier hoe na die rigterstydperk Samuel eintlik kom en hy word die een wat die eerste 2 konings van Israel salf. Ja. So 'n ongelooflike herstel wat plaasvind omdat sy bereid was om haar seer en haar storie te gebruik en in God se hande te plaas. Nee, ek dink dit is my altyd amazing as mens dink hoe desperate persoon is en hoe hulle na die Here toe gaan en sê Here asseblief help my. En die Here steek sy hand uit en hy help en hy gee en die persoon vergeet nie net dan van die Here en sê nou het ek gekry wat ek wil hê, nou draai ek my rug op God nie. Of nie eers my rug op God nie, net ek het hom nie nou meer so baie nodig nie. Ons sien hoe sy sê, maar Here, ek gee hierdie terug vir U. En Erika, as mens dit so ver wil vat rondom ouerskap, sien ons hoe God die Vader vir God die Seun na die wêreld toe stuur, né, om herstel te kom bring tussen met mekaar, ek en jy, maar ook dan nou met ons hemelse Vader, om te dink dit is die soort pad wat God die Vader met ons ook stap, dat hy sy Seun vir ons stuur.
Erika, jy vir die van julle wat nou nie weet nie, Erika werk by die skool ook met ons tieners en met ons kinders en onderwysers wat baie keer sukkel in tye van nood en ons leer iets van Hanna se verhaal dat ons in ons gebrokenheid na God toe kan gaan. As jy nou hier in 2026 vir enige persoon wat daar in jou kantoor instap en wat stikkend is, iets kan deel van Hanna wat relevant is, wat sou dit wees? Ek dink om dit vinnig op te som is om te sê ware herstel kan nie plaasvind sonder 'n vertrouensverhouding met God nie. Dit kan nie. Jy kan herstel probeer vind op allerlei plekke, maar as jy nie op daai punt kom waar jy broos en oop en eerlik voor die Here gaan huil en kan erken wat jy nodig het nie. Ons lees dit in die woord wat sê kom maak aan my al julle gebede bekend, nê, met danksegging en smeking. En ek dink die hoeveelheid gebrokenheid waarmee ek werk, as ek net daardie mense kan lei tot by Jesus se voete, want dis waar herstel gaan plaasvind. Herstel vind nie plaas in iets wat jy kry by 'n mens nie. Dit vind nie plaas in iets wat jy kry uit 'n bottel nie. Dit vind nie plaas by iets wat jy kry uit enige iets anders nie. Dit vind net plaas by Jesus se voete. Ja, yes, dankie. Dankie Erika. Al wat ek kan sê is dankie, want ek dink dit is so moeilik in die tyd waarin ons leef en ek dink dit is al vir jare en jare so. Ek dink elke generasie het sy probleme en uitdagings en is so maklik om te probeer redes soek hoekom sekere goed nie werk nie, dat ons so die rede soek vir dinge wat verkeerd gaan en vir God wil blameer in die proses tot hy dit kom herstel, dan het ons eers herstel ervaar. Waar Hanna se verhaal vir ons iets anders kom leer. Dit leer ons dat ons in ons pyn en in ons seer eg en eerlik kan wees met hom. En ek dink dit is waar ware herstel lê. En Erika, hooplik is dit ook iets wat die mense in hierdie 40 dae reeks ervaar. Dit is so. Ons sê vir julle dankie dat julle ingeskakel het. Ons hoop julle geniet die res van hierdie 40 dae reeks. Cheers.